ding het nogal, jy glo nie, maar die gedagte om hier op te eindig het gebeur in 'n oogwink. So ek het een oggend was ek op pad stad toe. Soos normaal elke Vrydag oggend en ek het na ry ons nou hier verby. En vir een of ander rede gooi my oog so oor my regterskouer die motorfiets nou. En ek dink, hey, Here, daar's die kerk, daar's die manne en hulle is besig. En jy weet, sien die oggende, sien die verrigting hierso. Dis nie maar my gedagtes, maar letterlik in 'n oomblik later, ek dink vir myself, daai manne deel met mekaar dit waarvoor ek lief is en dit is ons Here. Ek dink dit die kantoor kom terwyl ek vir Rian. Dis ek weet, so die punt wat toe in my kop gegaan is dat ek is nou nie ou wat uit Irak ontvoer is en ek moes voor 'n vuurpeloton staan en wegoffer en my geloof daar bely en so ek dink in 'n groot mate sou ek toe ek weggetrek met die gedagte gedink het maar jy gaan dink ek speel maar hier's nou my opsommetjie vir die gedeelte van my getuienis is so en die hoofsaak wat daar staan is Jan Alleman, met ander absoluut ordinair, maar hoe meer en hoe nader ek nog gekom het aan die oggend, hoe meer, en ek dink dis wat waarskynlik waar die waarde daarin lê dat jy jouself commit om te deel wat jou storie is, want onthou die Here het my opgeval en gesê gaan vertel, gaan deel. En so in my eenvoud en in my aanloop toe daar nog nie druk op my was, toe dink ek maar my storie is die van genade en my storie is die van ordinair en my storie is die van ek is lief vir die Here en kom al vir baie jare, maar hoe nader ons aan die oggend kom, hoe meer begin ek dink, Here, is ek nie besig om U nou te verkleineer in my eie gewete oor dit wat U nou vir my gedoen het oor ek word oor 'n jaar, ek word oor 60, nou oor hierdie 60 jaar is ek besig om mis te kyk wat U vir my doen, want as jy nou geforseer word en jy begin nou net bietjie note maak van wat oor my jare gebeur het, dan is dit alles behalwe ordinair, en is alles behalwe ek kan sê dag tot dag verloop. So van wat my gedagtes wat hier so staan en wat my vir julle vinnig en ek wil dit graag die gedagte was ek wil dit wat ek met julle wil deel in twee deel. So die eerste deel gaan nou wees my getuienis en my storie en dan gaan ek net inskakel net in 'n tweede stukkie van 'n onderwerp wat ek ook met julle wil deel. So my storie is die van of ons net sê is dit. As hier 'n ou was wat voor 'n vuurpeloton in Afghanistan moes staan en daar sy geloof moes bely en hy daai storie kon vertel, dan het hy nodig wat te vertel want dan sal mense wat daarmee gaan assosieer en die Heilige Gees gaan jou ontmoet met daai storie. Maar dit gaan byvoorbeeld nie 'n ou ontmoet wat byvoorbeeld groot geword in 'n pastorie en 'n kerkkind was van sy klein jare af nie. Iets anders gaan daai persoon ontmoet. So die punt wat ek wil maak met dit is dat elke een van ons, as jy gebore is, jy het behoefte om die Here te dien en jy sit hierso vandag en jy's gered, dan het jy 'n storie wat jy moet vertel en daai storie en uiteindelik is nie jou storie wat by die hart uitkom nie. Jy laat wat jy aanbied en hy vat en hy gaan laat lê dit op plekke waar hy dit gaan maak lê. Net hy gaan weet wat is die tydsberekening, net hy gaan wat weet wat is die woord wat jy gaan spreek wat by iemand se hart uitkom. Jy het geen beheer oor dit nie. So die punt gaan wat hier wees om gebeur is, dit moet wel nie gehoorsaamheid wees. So die Here het nie gesê as jy 'n storie het gaan vertel het nie. Die Here het gesê toe hy gaan deel. In daai konteks wil ek ook net sê, ons dien 'n Here wat groter is en wat wonderliker is en wat uit soveel uit vir ons soveel om oor te gaan vertel. Die Here wat stil is nie oor ons wat skaam is, of ons wat teruggetrok is, of ons wat dink ons storie geld nie. Ons dit reflekteer op wat ons dink van die koninkryk en wat ons dink van ons Here en wat ons dink van wie hy is. So as ons dit kan vinnig omskakel in 'n hedendaagse, sou dit wees dat jy vandag afhangend van of jy nou 'n trap ondersteuner is of nie,
maar kom ons lees in sy binnekringe, en dinge gebeur, goeie dinge gebeur, dan is die behoefte wat jy gaan hê om te gaan vertel, om te gaan deel, om te gaan share, en om te beïnvloed, gaan groot wees. As jy deel is van die Springbokke se span op hierdie stadium, dan gaan jy nie gou genoeg kan uitkom en gaan vertel van hierdie ongelooflike span. As dit is, met ander woorde, as jy in 'n maatskappy werk en dinge gaan baie goed, of dis 'n dynamiese, fenominale span, dan is die behoefte om te gaan vertel groot. Nou ons dien 'n Here wat oor millennia deurkom in wat ons van weet, wat ons teken is die Bybel. Ons het soveel stories, ons het soveel dinge, ons het soveel rede om te vertel. En vir een van die rede is ons stil, en is ons ingetrokke en gebeur dit nie. So hier's my storie. Gebless, so as julle my moes gelos het, of as die Heilige Gees my moes gelos het, dat ek uit my eie moes gepraat het sonder sy insette, dan sou dit